Ons is nou klaar met die eerste 5 boeke van die Bybel en ons is nou op pad na die boek van Josua toe. Maar voordat ons met Josua begin, wil ek hê ons moet net een vragie beantwoord. En dit is die vragie van, hoekom as een van die 10 gebooie is, jy mag nie dood maak nie, hoekom is daar dan so baie oorlogstories in die Bybel waar God die opdrag gee om dood te maak? Nou kom ons kyk gou-gou, die gebod sê, thou shall not kill, maar as jy na daai woordjie kill gaan kyk in die oorspronklike Hebreëus is dit tirsha, wat beteken thou shall not murder, so dit het te doen met moord. So terwyl ons nou aangaan met die boek van Josua, wil ek julle moet dit net in gedagte hou. Onthou julle die wette wat ons nou gekyk het oor the rules of war, is daar so 2 wat ek wil hê ons moet nou kyk. Onthou daar was 2 tipe volke in Kanaan gewees. Dit was die Kanaaniete self gewees en dan was dit ander volke gewees. En met die ander volke was die reël vanaf God gewees dat jy moet eers met hulle vrede maak, en as hulle nie wil vrede maak nie, dan moet jy hulle eers aanval. En dan die Kanaaniete moes getref geword het met die banvloek. So, wat ek wil hê ons moet besef, ons het al oor hierdie gepraat in 'n vorige lesie, ons gaan nou net aangaan daarmee, dat God haat geweld, en jy sien dit in Psalm 11 vers 5, dan waarom al die oorlogstories, en die antwoord wat ek vir julle wil gee, is dat daar is 'n vyand wat gaan aanval. Jy sien dit in Johannes 10 vers 10, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Maar God sal ons eers voorberei. Onthou julle dat toe die Israeliete uit Egipte uitgekom het, was hulle 'n volk van slawe gewees, en God het hulle opgelei, ek het hierso gesê, to a mighty army, maar God het dit so beplan. Exodus 13 vers 17, toe Farao die volk laat trek het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was, want God het gesê die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien en terug gaan na Egipte. So toe die slawe volk uitbeweeg het, toe het God geweet, nou wag, hierdie is nou nog slawe, ek gaan hulle eers moet train, so kom ons vat die lang pad. En dan moet ons ook onthou dat God sal bonatuurlik vir ons veg. Ons moet net in hom vertrou. En die versie wat ek daar gesit het is Exodus 14 vers 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. So onthou, daar is 'n vyand, maar God sal ons voorberei en God sal vir ons veg. En dan het ek hier ingesit 1 Timoteus 6 vers 12. Fight the good fight of faith. So kan julle sien dat die geveg, as jy hom nou kan opsom in ons tyd, is dit 'n geveg van geloof. Hebreërs 11 vers 16, and without faith it is impossible to please God. So die geveg waarin ons nou heiliglik is 'n geveg van geloof. Nou hierso het julle gesien dat ek die pyltjie ingesit waar ek gesê het, daar is 'n vyand wat gaan aanval. So kom ons kyk nou na 'n paar vyande. Wat is die vyande al die pad van Egipte tot by die boek van Josua? So dit is eintlik dan nou Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Wie was die vyande gewees? Dit was nommer 1 Egipte, nommer 2 die Amalekiete, nommer 3 die Kanaaniete, dan was dit nommer 4 die Amoriete, nommer 5 die Moabiete, en dan 6 was dit die Midianiete gewees. Nou kom ons kyk na elkeen van daai. Die eerste ene was Egipte gewees. Nou kom ons recap net gou-gou oor Egipte. Onthou julle, in die boek van Genesis was daar 'n hongersnood gewees. En dit is toe almal toe opgeëindig het in Egipte. So die hele volk van Israel, dis eintlik dan nou maar Israel self, die pa, met al sy kinders, het toe nou na Israel toe getrek. Ek het die versies daar ingesit as julle wil gaan lees. Maar na 'n tydjie in die begin van Exodus, sien jy toe dat Israel het toe oorgegaan in slawerny uit. Exodus 1 vers 9. Kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie, en as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie. So kan julle sien dat, onthou, na 'n hele paar jare, hulle is toe nou slawe al vir 'n rukkie, toe wou die farao van daai tyd hulle kleiner gemaak het, want hulle was bang geweest. So kan julle sien dat die vyand is bang, daarom val hy aan. Nou wie was die Egiptenare gewees? Nou Noag se 3 seuns wat uit die ark uitgeklim het, was Sem, Gam en Jafet gewees, en hierso het ek al hulle seuns neergesit. En wie was die Egiptenare gewees? Hulle kom uit die stam van Gam met die Misraim. Gam se 4 seuns was Misraim gewees, en hulle is dan nou die Egiptenare. Nou Egypt, kom ons kyk nou na die spiritual meaning van Egypt. Egypt beteken pressed in, en Egypt represents slavery in bondage. Johannes 8 vers 34. Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. So as jy enigstens lees van Egipte in die Bybel, verteenwoordig het simbolies dan slavery en bondage.
Nou, hoe fight ons hierdie vyand? Nou, kom ons onthou gou wat het gebeur in die tyd van die 10 plaag. Kan jy onthou die laaste plaag, toe moes hulle bloed gesmeer het op die deurkosyne. So, hoe wen jy vir Egipte? By the blood of a lamb, of dan op die einde in ons tyd, by the blood of the lamb, wat dan nou Jesus was. Okay, so Egipte is toe nou verslaan. Die volgende volk wat ons nou gaan kyk, was die Amalekiete gewees. Wie was die Amalekiete gewees? Vyand nommer 2. Kan julle onthou toe die Israeliete uiteindelik uit Egipte uitgegaan het, deur die Rooi See gegaan het, toe vir so 3 dae toe moan hulle en sê, o nee, ons is dors, en toe na 45 dae toe sê hulle, oeg, ons is nou honger, en toe die volgende storie wat jy lees van, is die Amalekiete wat hulle van agteraf aangeval het, voordat hulle toe dan nou by berg Sinai aangekom het. So ek sê daar, so die Amalekiete val aan, nie Israel nie. God haat geweld. So kan julle sien, ek probeer vir julle wys dat volk is nie God is nie die een wat die hele tyd vir die volk sê, gaan val aan nie. Daar's 'n rede hoekom die oorlog plaasvind, en soos ons gesien het by Egipte, dat die vyand was bang gewees, hierso sien ons dat die vyand val eerste aan. Deuteronomium 25 vers 17 sê, hoe hy, Amalek, jou op die pad teëgekom het, en by jou die agterhoede, al die swakkes agter jou, verslaan het, terwyl jy moeg en mat was, en hy God nie gevrees het nie. So hierdie Amalekiete, terwyl die volk dan nou op pad was na berg Sinai toe, het die volk aangeval van agteraf. Eksodus 17 vers 11, en telkens as Moses sy hand ophou, was Israel die sterkste, maar as hy sy hand laat sak het, was Amalek die sterkste. So, toe die Amalekiete toe nou finaal aanval, en God sê, Jesus, reg val hulle aan, was die opdrag wat God vir Moses gegee het, hou jou hande in die lug, en solank as wat Moses se hande in die lug was, het die volk gewen. Daarom in Eksodus 17 vers 14 sê God, dat ek die gedagtenis van Amalek onder die hemel heeltemal sal uitdelg. Vers 16 sê, oorlog het die Here teen Amalek van geslag tot geslag. So julle sal sien, oral in die Bybel word die Amalekiete aangeval, en die storie kom van hier af, oor dat hulle God se volk aangeval het, terwyl hulle nog swak en slawe was, en hulle het hulle soms so van agteraf aangeval. Nou is my vraag, wie was die Amalekiete gewees? Nou onthou dat onthou die storie van Abraham, Isak was sy seun gewees, nou Isak het 2 seuns gehad, Jakob en Esau gewees. En hierso het ek neergesit, wie was al die kinders gewees van Jakob en Esau, en aan Esau se kant was die Amalekiete gewees, by sy vrou Timna. Nou wat is die spiritual Amalek? Nou Amalek beteken doubt en blindsided. Die vyand maak ons altyd twyfel. Dink bietjie self in jou eie lewe. Ek het al 'n voorbeeld genoem. Dis een van die duiwelse kaarte wat hy baie speel is, dink jy regtig daar's 'n God? Of dink jy regtig hy gaan jou vergewe? Of dink jy regtig jy gaan jou lewe kan regkry? Kan jy sien hoe saai die vyand doubt in jou lewe? Nou Amalek beteken die vraag is dan, hoe fight ons hierdie vyand? Nou, Eksodus 17 vers 11 sê, lifting up hands. Psalm 141 vers 2 sê, let my prayer be counted as incense before you, and the lifting up of hands as the evening sacrifice. So, hoe fight jy doubt? Is jy begin aanbid? En dan wat het hulle ook gebruik? Jy sien dit in Eksodus 17 vers 13, en Joshua het Amalek met die skerpte van die swaard in neerlaag toegebring. So hoe fight ons hulle? Jy fight hulle met die Bybel en met aanbidding. As daar enigstens doubt in jou lewe inkom, dan veg jy dit met worship en gaan lees jou Bybel. Dan die Amalekiete is dan toe nou uitgewis, en die volgende vyand wat ons nou gaan kyk, is die Kanaaniete. So kom ons onthou net gou wie was die Kanaaniete gewees, want daar is so vreeslik baie stories in die Bybel, weer eens, waar die Israeliete uit die land uit beweeg het, hulle het by berg Sinai gekom, die wette ontvang, toe is dit nou tyd om by Kanaan in te gaan, en toe hulle by Kanaan ingaan, 40 jaar later is, toe kry hulle die 2 Kanaanitiese konings wat hulle toe aangeval het van nêrens af nie. Hierdie staan dan, ek net kyk waar dit hierdie gestaan, ek sou nie seker wat se boek het is nie, dit is hoofstuk 21 vers 1, toe die Kanaaniete, die koning van Arad, hoor dat Israel met die pad van Atarim kom, het hy teen Israel geveg, en sommige van hulle as gevangene weggevoer. So hiereens wys ek weer eens vir julle, dat die vyand is bang, daarom val die vyand aan. Nou wie was die Kanaaniete gewees? Weereens so ver terug soos Noag wat uit die ark uitgekom het, want onthou dis eintlik waar die mensdom weer begin groei het, sy 3 seuns Sem, Gam en Jafet, en weereens onder die stam van Gem, was Kanaan mos vervloek gewees. Onthou julle die storie van Gam wat by sy ma ingegaan het en 'n kind verwerk het, Kanaan. So hierdie is die Kanaaniete. Nou wie was die spiritual Arad gewees? Nou Arad beteken a wild ass, 'n donkie, a dragon, and to bring down. So
ek het hier in Engels gesit, Arad wanted to bring Israel down. Nou, hoe veg jy hierdie vyand, as dit vir jou voel asof die lewe jou net probeer onderkry? Roep die Here vir hulp. In Numeri 21 vers 2 sê, daarop het Israel aan die Here 'n belofte gedoen. Vers 3, en die Here het gehoor na die stem van Israel en die Kanaaniete oorgegee. En dit is so hulle dan die Kanaaniete gewen het. Skus, aan die volgende is die Amoriete wat die reëse was. Ek het nou die twee omgeruil gehad. So wie was die Amoriete gewees? Dit was toe hulle moes nou op pad is om in Kanaan in te gaan, toe moes hulle rondom Edom gegaan het en deur Moab gegaan het en toe daarvan nêrens af toe twee konings hulle aangeval, koning Sihon en koning Og, en jy lees dit in Numeri 21 vers 21. Israel vra, laat my deur jou land trek, maar Sihon het Israel nie toegelaat om deur sy grondgebied te trek nie, maar Sihon het al sy manskappe versamel en uitgetrek en Israel geveg. En Og van Basan, Numeri 21 vers 33, toe het hulle Israel omgedraai en in die rigting van Basan opgetrek, en Og die koning van Basan, hy en al sy manskappe het hulle tegemoet getrek na Edrei om te gaan veg. So kan jy sien dat elke keer kan jy sien dat die twee konings het aangeval. Ek sê daar nie Israel nie, want God haat geweld. Deuteronomium 2 vers 30, Sihon sê nee, want die Here jou God het sy gees verhard en sy hart verstok, dat hy hom in jou hand kon gee. Nou, wie was die Amoriete gewees? Weereens die 3 seuns van Noag, weereens in die stam van Gam, weereens onder die Kanaaniete was die Amoriete gewees. Nou, wie was die spiritual Amorites gewees? Nou, Amoriete beteken bitter en rebel. En dan onthou jy, daar was 2 konings gewees, so die ene was Sihon en die ander een Og. Sihon beteken rooting out en Og beteken of it represents giants. Nou, hoe fight ons hier die vyand? Eerstens, Sihon, Numeri 21 vers 24, maar Israel het hom verslaan met die skerpte van die swaard. En dan die reëse, Numeri 21 vers 34 het die Here gesê, moenie bevrees wees vir hom nie, want ek het hom en sy hele volk en sy land in jou hande gegee. So lees jou Bybel en moenie vrees nie. Wie het nou gedink dat deur oorlog te voer is een van die opdragte, moenie vrees nie. En dit is dan nou die einde van die Amoriete. En dan die volgende volk wat hulle toe nou mee oorlog gevoer het, was die Moabiete gewees. Nou, wie was die Moabiete gewees? Numeri 22 vers 1, daarna het die kinders van Israel weggetrek en daar opgeslaan in die vlaktes van Moab, en Moab het bang geword vir die volk Israel, want hulle was talryk, en Moab het beangs geword vanweë die kinders van Israel. Daarom kry vir Biljam om die volk te kom vloek, en jy lees dit ook in Numeri 22 vers 6, kom dan tog nou, vervloek hierdie volk vir my, want hulle is magtiger as ek. En Biljam vervloek hom vanaf Pisga, en onthou julle die woord Pisga beteken conditions of life when you're at the verge of a breakthrough, but a force prevents you from obtaining it. Onthou die volk was net so voor Kanaan, en toe sommer out of nowhere, hulle het nie eers geweet van wat besig is om te gebeur nie, toe het die vyand probeer 'n kus op hulle sit, maar so ver soos wat Biljam probeer kus het daar net 'n seën uit sy mond uitgekom, en kan julle sien, weer eens, die vyand was bang gewees, daarom val hy aan. Nou, wie was die Moabiete gewees? Onthou Abraham, die aardsvader, die eerste storie, hy het 2 broers gehad, Haran en Nahor. En Haran se seun was Lot, maar Haran het doodgegaan, so Abraham het vir Lot groot gemaak, en Lot, toe hy mos gedurende Sodom en Gomorra weggehardloop het hy 2 kinders gekry by sy 2 dogters, die Moabiete en die Ammoniete, so daar is die Moabiete. Nou wat is die spiritual meaning van die Moabites? Nou dit gebeur agter jou rug. Moabites represent jou familie. Moabites represent just short of a promised land. So gewoonlik net so voor jy by 'n deurbraak kom, is dan nou wanneer the spiritual Moabite dalk in jou lewe te werk gaan. En dan Balak beteken waste of laying waste, en Biljam beteken destruction of the people. Nou, hoe fight ons hier die vyand? Israel was nie eens bewus van wat agter hulle rug gebeur het nie, maar ek sê so, God has their back. God verander 'n vloek in 'n seën. So God fight soms vir jou, waarvan jy nie eers bewus is nie. So dit is dan die storie van die Moabiete, en die laaste vyand wat ons nou gaan kyk, wat dan nou gebeur het, net so voor die storie van Joshua, is die Midianiete.
Nou wie was die Midianiete gewees? Die Midianiete het veroorsaak dat die Israeliete vir Baal aanbid by Baal Peor en daarom het God wraak teen hulle verklaar in Numeri 31 vers 1. Numeri 25 vers 1 sê, toe Israel in Sitem gebly het die volk begin oreer met die dogters van die Moabiete en daartoe 'n plaag die volk getref en 24.000 is dood. En maar terwyl hulle toe moes nou treur in Numeri 25 vers 6 en daar het 'n man gekom, 'n Israeliet en 'n Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring. Ek het nou daar gesê terwyl hulle geween het en daarom sê God in vers 17, behandel die Midianiete as vyand en verslaan hulle, want hulle het julle as vyande behandel deur hulle liste. Numeri 31 vers 2 sê God, neem wraak vir die kinders van Israel op die Midianiete. So God het die wraak geneem. Dis eintlik die Midianiete wat die volk dan nou met liste gevang het. Daarom het God gesê, nee, wis uit. Is eintlik ook maar dieselfde wat gebeur met die Kanaaniete. God weet dat, nee, julle gaan nie saam met hulle kan lewe nie. Julle gaan soos hulle word. Jy gaan nie hulle beïnvloed nie. En dan hierso kan ek ook eintlik insit, as jy byvoorbeeld nou 'n man en 'n vrou soek, gaan soek hulle in die kerk. Want as jy byvoorbeeld iemand kry wat in die wêreld is, jy gaan soos hulle word. Hulle gaan nie soos jy word nie. So maak seker jy kies reg. Hierso kan ons sien met die Midianiete, hulle het verkeerd gekies. Nou onthou, geen sonde word ongestraf nie. Proverbs 11 vers 21 sê, be assured, an evil person will not go unpunished, but the offspring of the righteous will be delivered. Maar onthou, vengeance, wraak, behoort aan die Here. Romeine 12 vers 19, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay. So wat ek eintlik hier so insit is, ja, die Midianiete het die mense laat val. Dis eintlik die Midianiete se skuld gewees. En dan partykeer as so dinge in ons lewe gebeur en ons voel, joh, Here, kan nie ooit sien al hierdie mense wat my te nakom, wanneer gaan nie ingryp en regverdig optree? En staan daar, ons moet nie wraak neem nie, dit is God se werk om wraak te neem. Nou wie was die Midianiete gewees? Nou onthou Abraham en sy Abraham het 3 vroue gehad. Hy het vir Hagar gehad, waar hy vir Ismael gekry het. Hy het sy vrou gehad, Sarah, en toe Sarah dood is, toe kry hy vir Ketura. En die Midianiete kom uit Ketura uit, daarso die seun se naam was Midian gewees. Nou wie is die spiritual Midian? Nou Midian beteken judgment. Nou al lyk dit soms of God nie sien nie, alle sondes word gestraf, maar dit sal op God se tyd gebeur. Van jou vyande sal eendag op God se tyd gejudge word. Wees net rustig, want dit behoort aan God. Nou daar is 'n vyand wat gaan aanval. Ons lees dit ook in Efesiërs 6 vers 12. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Maar hoe moet ons dan veg? Eerstens, met die bloed van Jesus, Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. So onthou nou al die stories wat ons daar gekyk het, hoe is Egipte gewen deur die bloed, hoe is die Amalekiete gewen, hulle moes, Moses moes ons hande in die lug gesteek het, hoe was die Kanaaniete gewen, hulle het vir God geroep, hoe was die Amoriete gewen, met 'n swaard en God het gesê moenie vrees nie. So ons kan nou eintlik daai lewenslesse in ons eie lewe ook toepas. So my vraag is, hoe moet ons veg? Eerstens deur die bloed van die lam en tweedens deur ons aanbidding. 2 Kronieke 20 vers 22 sê, en op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel. So kan julle sien dat ons aanbidding bring 'n deurbraak in ons lewe. En dan ook, hoe veg ons nog? Deur die woord van God. Efesiërs 6, onthou met die wapenrusting, sien jy in vers 17 dat die swaard van die gees, dit is die woord van God. En dan ons veg ook deur om God te roep. Efesiërs 6 weer eens in die wapenrusting vers 18 sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid. En dan nog ene, moenie vrees nie, 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En onthou dat, wat is die teenoorgestelde van vrees? Want God sê dan nou hierso, moenie vrees nie, en dit is krag, en ons het krag nodig om staande te bly teen die aanvalle van die vyand. So moenie vergeet nie, as jy wil spiritual warfare doen, moet nou nie gaan by moeilike plekke gaan grou en sulke goeders nie. Hou dit basic. Hoe doen ons spiritual warfare? Maak seker jy het jou hart vir die Here gegee, want Jesus het aan die kruis gesterf en vir ons lewens betaal. Maak seker jy aanbid hom. Maak seker jy spandeer tyd in sy woord. Maak seker jy roep God aan, byvoorbeeld deur jou gebed, en dan terwyl jy deur die lewe gaan, moenie vrees nie, want God het ons nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie.